Goeienaand, hierdie is die 8ste lesing in my reeks oor die belangrikste beeldhouwerke van die westerse wêreld. En ek wil vanaand konsentreer op die vroeë Renaissance in Italië en die titel van my lesing is Donatello se brons Dawid en Goliat, herlewing van die antieke ideaal van skoonheid. Die vroeg-Renaissance, wat in Italië as die Quattrocento, die 1400s, bekend staan, het betekenisvolle artistieke en kulturele verandering na Europa gebring. Dit het gefokus op die herlewing van die kuns, letterkunde en filosofie van die klassieke Griekse oudheid en is geïnspireer deur 'n nuwe humanistiese intellektuele beweging wat die mens as die maatstaf van alle dinge beskou het. Hierdie beweging het 'n hernuide belangstelling in Plotinus en Plato se filosofiese idees ingelei, wat uiteindelik gelei het tot Renaissance Neoplatonisme. Tydens die Renaissance in Italië is Neoplatoniese kuns aansienlik beïnvloed deur ideale van skoonheid, harmonie, balans en die strewe na goddelike kennis deur artistieke uitdrukking te bevorder. Skoonheid is gelykgestel aan goddelikheid. Kunstenaars het daarna gestreef om nie net die fisiese wêreld uit te beeld nie, maar ook die onderliggende platoniese ideale, vorms en die geestelike sfeer, dikwels deur simboliese voorstellings en wiskundige beginsels in te sluit om visuele harmonie en balans te bereik en dieper betekenis oor te dra. Met die klem op die klassieke Griekse ideale het beeldhouwerk van die tyd begin wegbeweeg van die gestileerde middeleeuse kuns na meer naturalistiese en realistiese uitbeeldings van die menslike vorm. Beeldhouers het begin om kunswerke te skep wat meer lewensgetrou gelyk het, met groter aandag aan akkurate anatomiese detail en realistiese verhoudings. Een van die belangrikste beeldhouwerkswinkels, wat ook 'n bottega genoem is in Florence, aan die begin van die 15de eeu, was die van Lorenzo Ghiberti. En daar aan die regterkant is so 'n beeldhouwerkswinkel met beeldhouers daarin, en net daaronder is 'n tydgenootlike weergawe van die gesig van die meesterbeeldhouer Lorenzo Ghiberti. Ghiberti was verantwoordelik vir 2 pragtige stelle bronsdeure van die doopkapel van die kathedraal van Florence. En Michelangelo, die latere groot beeldhouer van die Hoë Renaissance, het later hierdie 2 stelle deure die poorte van die paradys genoem. En daar sien ons hulle aan die regterkant met
die paneel wat die verhaal van Jakob en Esau uitbeeld daar voorstel. Die jong beeldhouer wat verantwoordelik was vir een van die belangrikste beeldhouwerke van die vroeë Renaissans, naamlik die bronsbeeld van Dawid en Goliat, en daar is hy in die middel van hierdie skyfie. Donato di Bettobardi, beter bekend as Donatello, was van 1404 tot 1407 'n lid van Ghiberti se werkswinkel in Florence. Daar aan die linkerkant is 'n latere portret van Donatello deur Giovanni Battista Cecchi in 1769 en ons sien hierdie pragtige bronsbeeld van Dawid en Goliat hier in die middel. Donatello het egter ook 'n vroeëre standbeeld van Dawid en Goliat gemaak. En daar is hy aan die regterkant, die marmer standbeeld, vandag in die Nasionale Bargello Museum in Florence. Kort na sy vertrek uit Ghiberti se werkswinkel is hy in 1408 deur die Operaie del Duomo opdrag gegee om 'n marmer standbeeld van Dawid en Goliat vir die kathedraal in Florence te skep. Hierdie gekleede figuur van Dawid met die afgekapte kop van Goliat aan sy voete is tipies van die vroeëre internasionale gotiese styl en is tans, soos ek gesê het, in die Museo Nazionale del Bargello in Florence. Na hierdie werk het Donatello Europese beeldhoukuns totaal verander. Nie net deur die herlewing van klassieke style en individuele uitdrukking nie, maar ook deur sy vindingryke gebruik van beeldmateriaal en sy bemeestering van verskeie beeldhoumedia. Deur sy innoverende metodes het hy 'n groot invloed op latere beeldhouers gehad en sodoende die verloop van Renaissans beeldhoukuns in Italië help vorm. Donatello se bronsbeeld van Dawid en Goliat. En hier het ek 'n aantal aansigte van hierdie bronsbeeld. Beeld die Bybelse held en toekomstige koning van Israel uit wat as jongeling die reuse Goliat verslaan en sy volk die Israeliete van die tirannie van die Filistyne bevry het. Hierdie beeldhouwerk verteenwoordig in baie opsigte die nuwe tendense van vroeg-Renaissans kuns. In die eerste plek, dit is die eerste vrystaande bronsnaakbeeld sedert die oudtyd. Daarbenewens is dit in brons gegiet, 'n duur medium wat in die middeleeue selde vir groot vrystaande beeldhouwerke gebruik is, vanweë die koste van die materiaal self en die ingewikkelde arbeidsintensiewe verlore was gietproses waarmee dit gemaak is. Die meerderheid geleerdes aanvaar vandag dat die Dawidbeeld deur Cosimo de Medici, die magtigste man in Florence tussen 1445 en 1450 bestel is. En daar aan die linkerkant is 'n portret deur Bronzino van Cosimo de Medici. Volgens die 17de eeuse kunshistorikus Giorgio Vasari
was die beeld aanvanklik gemonteer op 'n kolom wat deur Desiderio da Settignano ontwerp is en wat gestaan het in die middel van die binnehof van die ou Palazzo Medici wat deur Michelozzo ontwerp en gebou is. En daar aan die regterkant bo is 'n vroeë illustrasie van die ou Medici paleis kort nadat dit deur Michelozzo voltooi is. En hieronder sien ons hoe die binnehof van daardie Medici paleis vandag nog lyk. Aan die voet van die beeld was daar glo 'n inskripsie wat die betekenis van die beeld verduidelik het. En dit het soos volg gelei, en ek haal dit aan. Die oorwinnaar is wie ook al die vaderland verdedig. God verpletter die woede van 'n enorme vyand. Kyk, 'n seun het 'n groot tiran oorwin. Oorwin, o burgers. Hierdie inskripsie, wat ongelukkig verlore gegaan het die idee versterk dat Cosimo en sy familie wou hê alle besoekers aan hulle paleis moes hulle, soos Dawid, beskou as verdedigers van vryheid. Die verhaal van Dawid en Goliat was 'n gewilde tema in Florentynse kuns en het die stadstaat se trots en weerstand teen die ander stadstede in Italië gesimboliseer. Dit is nie bekend wanneer die standbeeld voltooi is nie, omdat daar geen dokumente oor die opdrag bestaan nie. Die meerderheid kenners dateer nou die skepping van die standbeeld in die 1440s, toe die nuwe gedeelte van die Medici paleis, wat nou die Palazzo Medici Riccardi genoem word, bygevoeg is. Sekere primêre bronne bevestig dat die standbeeld tydens die huweliksfeesvierings van Lorenzo de Medici, hy was die broer van Cosimo, en Clarisse Orsini in 1469 op 'n verhoogde voetstuk vertoon is as die middelpunt van die eerste binnehof van die ou Palazzo Medici. Die plasing van die Bybelse held Dawid op hierdie plek was moontlik simbolies van die triomf van die Christendom oor die heidense oudheid. Dit het die beeldhouwerk beide Mudieus all'Antica gemaak en natuurlik gepas ook Christelik. Donatello se beeld van Dawid en Goliat, daar is hy weer aan die linkerkant, wat 158 cm hoog is en 51 cm breed is, was die eerste grootskaalse vrystaande naakbeeld in brons in meer as 1000 jaar. Deur Dawid naak uit te beeld, het Donatello sy deugsaamheid gesuggereer deur middel van 'n geïdealiseerde naakte liggaam. Hy het Dawid uitgebeeld as 'n klassieke kontraposto houding met akkurate anatomiese besonderhede as 'n adolessente seun met 'n enigmatiese glimlag en sy regtervoet Goliat se afgekapte kop net na hy die reus verslaan het. Daar sien ons Dawid se voet op die kop van Goliat en hier aan die regterkant daardie enigmatiese glimlag, die gesig van die Dawid figuur. Die keuse van brons, die naaktheid en die kontraposto posisie plaas hierdie werk duidelik binne die humanistiese konteks van die Renaissance se strewe om die antieke kunsideale te laat herleef. Die harmoniese kalmte van die jong Dawid
maak dit die mees klassiek geïnspireerde van Donatello se werke en sy beroemdste beeldhouwerk. Met die uitsondering van 'n herdershoed, versier met 'n laurierkrans en versierde beenskutte en sandale, is die Dawid se gladde, ongespierde liggaam heeltemal naak uitgebeeld. Daar sien ons hom aan die linkerkant. Die laurierkrans op sy hoed, hier in die middel, sien ons dit baie duidelik, is 'n klassieke simbool van oorwinning en viering, wat Dawid se triomf verbind met antieke Griekse tradisies. Die groot herdershoed, moontlik oorspronklik versier met 'n veer, trek soveel aandag na Dawid se naaktheid as wat sy naakte liggaam die opvallende Italiaanse hoofbedekking beklemtoon. 'n Element uit Donatello se eie tyd eerder as uit antieke Israelitiese gebruike. Onder die hoed is Dawid se hare lank en weelderig. Sien ons hierso in hierdie afbeeldings. En daar is spore van vergilding gevind wat aandui dat dit oorspronklik goudkleurig was. Hier onder die onderste prentjie sien ons baie duidelik die vergilding daar in die hare. Hy hou Goliat se buitensporige groot swaard. Daar is die swaard in sy regterhand. In sy regterhand vas en 'n groot klip in sy linkerhand, wat hy laat rus op sy uitdagend vorentoe geplaaste heup. Hierdie houding dien as 'n herinnering daaraan dat hoewel hy nou die swaard vashou, hy die reus verslaan het met 'n eenvoudige slingervel, nie deur fisieke krag nie, maar uitsluitlik deur God se wil. Vir die kykers van die vroeg-Renessans het Donatello se Dawid en Goliat beeld dus duidelik die boodskap oorgedra dat die jongeling se oorwinning oor die reus slegs deur goddelike ingryping moontlik was. Wat dadelik opval wanneer 'n mens na Donatello se Dawid kyk, behalwe vir sy naaktheid, is dat die figuur nie net goed in verhouding en uiters verfynd is nie, maar ook baie meisieagtig en liggaamlik delikaat voorkom. Dit sien ons in die beeld hier aan die regterkant. Van agter gesien is dit selfs moeilik om die geslag van die figuur met sekerheid te bepaal. Sekere geleerdes het opgemerk dat Donatello waarskynlik Dawid se voorkoms gebaseer het op klassieke beelde van Antinous, 'n Griekse jongeling van Betanië. En daar aan die linkerkant bo is 'n Griekse afbeelding van die kop van Antinous. Antinous was bekend vir sy uitmuntende skoonheid en hy was die gunsteling en die geliefde van keiser Hadrianus. Hier in die middel is 'n skildery deur Sporer van keiser Hadrianus en Antinous. Hierdie verwysing na Antinous versterk die beeld se klassieke estetiese en emosionele lading, wat tipies was van Italiaanse humanistiese renaissanskuns. Verder word Dawid as onbesny uitgebeeld, wat in ooreenstemming is
met die konvensies van manlike naakfigure in Italiaanse renaissanskuns, waar die ideale liggaam klassieke, met ander woorde Grieks-Romeinse voorbeelde gebaseer was, eerder as op historiese of Bybelse akkuraatheid. Die gladde, gepoleerde vel van Donatello se Dawid staan in skerp kontras met die ruwer tekstuur van sy beenskutte en sandale en sy krullerige hare. Dit sien ons hierso baie duidelik. Nog 'n opvallende teenstelling is tussen Dawid se jeugdigheid en die volwasse, gruisame, onthoofde kop van Goliat, wat tussen sy voete lê. Dit sien ons daar aan die regterkant. Goliat se oë is gesluit in die dood en hy het 'n swaar baard en snor. Is ook 'n hoogs versierde helm met 2 vlerke. En hier aan die linkerkant sien ons daardie geslote oë van die reus Goliat. Die voorkant van Goliat se helm is versier met 'n reliefbeeld van verskeie Cupidos, wat 'n strydwa trek, waarop daar nog Cupidos is. Hierdie toneel verwys waarskynlik na die klassieke motief van triomf. Hier spesifiek die triomf van die liefde. Dawid plaas sy regtervoet stewig op die kort regtervlerk van die helm. Hier aan die linkerkant sien ons dit baie duidelik. Terwyl die linkervlerk, wat aansienlik langer is, teen die binnekant van Dawid se regterbeen opwaarts strek. Dit sien ons hier in die middel. Die toon van Dawid se regtervoet haak onder die hare van Goliat se digte snor vas. Dit sien ons daar heel aan die regterkant. Hierdie fisieke interaksie tussen Dawid en Goliat het daartoe gelei dat verskeie kontemporêre kunshistorici erotiese ondertone in Donatello se beeld raak sien en dit verbind aan die Florentynse obsessie met jeugdige manlike skoonheid gedurende die Renaissans. Hierdie interpretasies beklemtoon hoe kompleks en gelaai die beeld is, nie net esteties nie, maar ook kultureel en simbolies. Om die basis van Donatello se Dawid en Goliat beeld is daar 'n versierde blarekrans. En hier sien 'n mens dit baie duidelik. Dit dien as 'n oorgang tussen die figuur en die voetstuk. Soos vroeër genoem, het die beeld oorspronklik op 'n hoë klipkolom gestaan. En hierdie krans help om die visuele verbinding tussen beeld en steunstruktuur glad en elegant te maak. Donatello het die statiese balans en vaste houding van die tradisionele manlike figuur versag. Hierdie versagting is duidelik sigbaar in die manier waarop Dawid se 2 hande weergegee is. En hier sien ons verskillende uitbeeldings aan die linkerkant, beide die hande en dan die hande afsonderlik, die een met die swaard en die een met die klip. Die klassieke geproporsioneerde naakfiguur, balans van teenoorgestelde asse van spanning en rus, herinner mens aan en is moontlik afgelei van Romeinse kopieë van Hellenistiese standbeelde. Alhoewel die liggaam 'n byna Praxiteles-agtige glans en 'n sensuele kwaliteit het, wat in
middeleeuse figure onbekend was, is Dawid betrokke by 'n komplekse sielkundige drama wat in antieke beeldewerke nie voorkom nie. Die blik van hierdie jeugdige, en ons keer nou weer terug waar ons 3 aansigte van die standbeeld sien. Nog adolescent is nie hoofsaaklik op die afgekapte kop van sy vyand, Goliat, tussen sy voete nie, maar eerder op sy eie grasieuse, soepel liggaam. Dit lyk asof hy as gevolg van sy heldendaad vir die eerste keer bewus word van sy eie skoonheid, lewenskragtigheid en krag. Hierdie selfbewussyn en die ontdekking van die self is 'n dominante tema in Italiaanse renaissanskuns, wat die oorgang aandui van slegs 'n voorstelling van die liggaamlike vorm na 'n dieper introspektiewe en emosionele uitbeelding van die menslike ervaring. Donatello se Dawid en Goliat beeld verteenwoordig 'n samesmelting van klassieke en humanistiese konsepte wat in ooreenstemming is met Christelike ikonografie. Die verhaal van Dawid en Goliat toon hier beide die humanistiese geloof dat die wil oor liggaamlike krag kan triomfeer, as ook die Christelike oortuiging dat geloof in God enige hindernis kan oorwin. Dit is geïllustreer deur hierdie maar jongeling wat oor 'n veel sterker vyand geseëvier het. 'n wyd verspreide en algemeen aanvaarbare interpretasie van hierdie beeld van die jong Dawid en Goliat is dat dit Donatello se poging is om 'n unieke weergawe van die manlike naakfiguur te skep, om artistieke vryheid uit te oefen eerder as om net die klassieke modelle na te boots wat tot op daardie tydstip die voorbeeld van manlike naakfigure in renaissanskuns was. Hierdie beeld stel 'n nuwe oorspronklike benadering daar, waar die menslike liggaam nie net 'n estetiese objek is nie, maar ook 'n draer van simboliek en emosie geword het. Die beeld en die kolom waarop dit oorspronklik gemonteer was, is in die 1450s uit die middel van die ou Medici binnehof verwyder, toe dit vervang is deur 'n fontein en in 'n nis langs die deur naby die trappe geplaas is. En hier aan die linkerkant is die Medici Riccardi paleis alweer en die binnehof met die fontein. In 1494, toe die Medici familie uit Florence verban is die beeld weer verskuif. Hierdie keer na die binnehof van die Palazzo del Signoria, met ander woorde die regeringsgebou net teenoor hierdie gebou van die Medici paleis. In die 17de eeu is dit na die Palazzo Pitti oorgeplaas en in 1777 na die Uffizi in Florence. Laastens, in 1865 is dit na sy huidige plek in die Museo Nazionale del Bargello in Florence verskuif. En hier is hoe dit vandag nog daar te sien is, in die Museo Nazionale del Bargello in Florence. Daar in die agtergrond is 'n ander beeld van Donatello, sy heilige Joris. In 2007
het die direkteure van die Nasionale Bargello Museum in Florence besluit om Donatello se Dawid en Goliat beeld vir die eerste keer ooit te restoreer. Om die delikate restaurasieprojek openbaar te maak, is besluit om die restaurasiewerk binne die groot beeldhousaal van die museum uit te voer. En hier aan die linkerkant is 'n aantal afbeeldings van die restaurasie van die standbeeld. Ons kan sien hy word op 'n tafel geplaas en op baie wetenskaplike manier word dit skoongemaak. Hierdie restaurasie, wat van Junie 2007 tot November 2008 geduur het gefokus op die skoonmaak en bewaring van die beeld. Na die ekstrale en 3D skanderings aan die begin van die restaurasiewerk, het daar kommer ontstaan oor lae gemineraliseerde afsettings op die oppervlak van die brons. Hierdie afsettings het ontstaan omdat verskeie lae was wat oor tyd op die bronsoppervlak aangebring is, gemineraliseer het en tot stof en met stof gemeng het en laag gevorm het bo op die donker glanslaag wat in die 18de en 19de eeu algemeen op beeldhouwerk aangebring is. Oor 'n tydperk van 18 maande is die brons versigtig en wetenskaplik skoongemaak. Die restaureerders het nuwe tegnieke gebruik om die aangepakte vullis en aanpaksels van die beeld te verwyder en het gedeeltes van 'n dun goue laag wat glans aan die beeld gegee het, gepoleer. Oppervlakopbou op die beeld is met ontleedmesse van die nie vergulde areas en met lasers van die vergulde dele verwyder. En hier sien ons die spore van die vergulding, soos dit gevind is op die hare en die helmvlerke van die Dawid en Goliat beeld van Donatello. Na voltooiing van die restaurasie is die Ferdinando Marinelli gietery versoek om 'n presiese bronskopie van die gipsbeeld wat in hulle gipsouteek was te maak en al die oorspronklike vergulde dele soos die helm, die hare, die beenskutte en die sandale met goudblad te bedek. En hier sien ons hoe dat hier aan die linkerkant die goudblad aan daardie dele aangebring is en hier aan die regterkant die voltooide beeld soos wat dit heel waarskynlik oorspronklik moes gelyk het net nadat Donatello dit voltooi het. Hierdie kopie is toe saam met Donatello se oorspronklike Dawid en Goliat beeld in die museum uitgestal toe die beeld na die restaurasie in November 2008 onthul is. En daar sien ons die nuwe skoongemaakte Dawid beeld met die Marinelli kopie in die agtergrond met die vergulding daarop. Nou dat ons deeglik na Donatello se Dawid en Goliat beeld gekyk het, moet ons tot die gevolgtrekking kom dat dit baie deure oopgemaak het vir die ontwikkeling van westerse beeldhoukuns. Deurdat dit die manlike naak in beeldhoukuns vir die eerste keer sedert die antieke tyd laat herleef het en die eerste vrystaande bronsbeeld van die Renessans was, het dit 'n baanbreker geword in die vorm van die rigting van westerse kuns vir eeue daarna. Dit het nie net 'n nuwe vlak van driedimensionele begrip en betrokkenheid by die kyker geskep deur dit moontlik te maak om
van alle kante besigtig te word nie, maar dit het ook die potensiaal van die menslike gees uitgelig, terwyl dit die krag van geloof, goddelike genade en die skoonheid van die menslike vorm beklemtoon het, en terselfdertyd godsdienstige verhale met klassieke ideale en humanistiese waardes vervleg het. Baie dankie.